sê vir die Nederlands jou baie welkom. Ek is opgewonde en ek is verheug oor dit wat die Here besig is om te doen. En ek wil sy naam eer omdat hy 'n uitvoerder van sy woord is. Is daar iemand wat saam met my bly is? Halleluja. En ek gaan vanmorgen die naam van die Here saam met my groot maak. Ons kry terugvoer oor Dinsdag aand se samekoms en die Here is besig om te antwoord ver bo kan wat u kan besef en kan dink. Oral is almal weer mekaar. Maar hoe dank ek die Here, dis my God wat in beheer is. Sê vir die Nederlands bly is vanmorgen saam met my in die huis van die Here. Saam met my om sy naam groot te maak. Sê baie welkom vir pastoor en Suster Diebenhagen van die Kaap. Bly hulle is hier, bly dat Dani en Liz is terug en ek is bly dat Waarom het ek in die bidkamer gemis, maar ek sien hy is hier, ek was vir 'n oomblik bekommerd, maar ek is bly, Zak en Petro is hier, al sê vir die Nederlands ook is bly jy is hier saam met my. Net jy opgewonden, kom op dit van die Here, kom ons maak die naam van die Here groot. Bly dat van die Marie saam met ons is, ek genoot, Joy, Lizel se mommy en is dit nou 'n stiefskoonpappie? Ek weet nou nie, maar whatever, maar is welkom hier. Sê vir die lands jou, ek is bly en dan steek jou hande op, dan loof jy die Here en sê, Here, welkom in ons midde. Kom ons loof sy naam, my sanglei. Just feel like something good is about to happen. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'll open all of heaven. I'm running this would be that very day. When God's people humble themselves and call on vir ons vanmorgen gekom het. Hele mense naam groot te maak of op te lig nie. Die Here het gesê as ons sy naam oplig sal hy trek. Sy naam is 'n sterk toring waar kind van die Here kan uitvlug en beskik word. Halleluja.
sing die woord to be praised. Ek wil vanmorgen vir u sê, ek lees in Psalm en u moet vanmorgen weet hoekom jy God se naam moet groot maak. Koning Dawid sê, hy sê, ek sal God se naam loof met sang. Ek sal hom met danksegging verheerlik. Die Here verkies dit bo bulle en bo 'n volmaakte offerdier. Die verdruktes. Hy sê op 'n ander plek, hulle wat swaar kry, hulle wat dit moeilik het, sal dit sien en bly wees. Laat almal wat God dien weer nuut skep. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. He's worthy to be praised and lifted. He's worthy to be praised and praised. He's worthy to be praised and lifted. He's worthy to be praised.
saam met my. Kom aan, kind van die Here, loof hom want hy is wonderbaar. Loof hom want hy is die antwoorder van gebed. Kom ons prys sy mooi naam. En ons loof hom omdat hy wonderbaar is. I'm so glad Jesus lifted me. Soms van die vyand jou baie goed vertel. Maar luister net wat sê die woord van die Here. Hy sê jy is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou eerste lief gehad het, wat jou die krag gee. Sal jou loof met van die Here. Oh, halleluja! As jy saam met my bly is, kom ons gee die Here hande klap op sy knie. Halleluja! En die mooie atmosfeer sê Nederlands, jy gaan nou sit plek nie op voorbeeld nie. En as ek opspring en die Here loop, verskoon my, maar ek gaan die Here loof vanmorgen, want hy is wonderbaar. Ons is bevoorrecht, ons gaan luister na sanglied, ons broersgroep. En ja, want dit is 'n fantastische tyd van die jaar, dit is winter. Party het ranggieters, ander het ronggieters. En ander het een of ander gieters, maar dit maak nie saak nie. Een of ander tyd gaan die oorwinning deurbraak. En dit gaan nie baie lang wees van nou af nie. Is daar net iemand in hierdie plek? Ek wag vir my broers. Hulle mag kom. Hulle mag kom. Al iemand wat 'n dankbare hart het, baie net jou hand so bietjie en sê, dit weet ek dat God aan my kant is. Ek is opgewonde, kind van die Here, oor dit wat die Here doen. En ons gaan u nooi, ons gaan 'n intensieve gebedstyd hê. Ek sal u in die grond om dit en dan gaan ons loop. God is besig om te antwoord ver bokant wat jy kan dink, bid of verwag. En ons eer die Here daarvoor. Amen. Loof die Here want hy is goed, halleluja. Let the wondrous love of Jesus get no
Let the wondrous love of Jesus get your feet back on the ground. You can overcome your trials. They're just coming for your mind. Don't give up when you're down. Sing it, your man, sing it. Oh yes, don't give up when you're down. Let the wondrous love of Jesus get your feet back on the ground. You can overcome your trials. They're just coming for your mind. Don't give up when you're down. Don't give up when you're down. Let the wondrous love of Jesus get your feet back on the ground. You can overcome your trials. They're just coming for your mind. Don't give up when you're down. Don't give up when you're down. Let the wondrous love of Jesus get your feet back on the ground. You can overcome your trials. They're just coming for your mind. Don't give up when you're down. You can overcome your trials. They're just coming for your mind. Don't give up when you're down. Yes, hallelujah. Iemand het glo, baie so met iemand die hande. Don't give up. Moet net nie opgee nie. Ek sê baie dankie vir julle jong manne, mag die Here hulle seën, en ek gaan nou vir pastoor Stiaan 'n geleentheid gee iets te sê groete daar in die Kaap. Ek gaan vra dat u die woord van die Here oopmaak by Handelinge, die Handelinge van die Apostels, Handelinge die 7de hoofstuk en dan ook in die 8ste hoofstuk. Ek het 'n opgewondenheid kind van die Here, omdat ek verwag dat daar kom 'n magtige beweging van die Heilige Gees. Die Handelinge van die Apostels. Dis nie die dis nie wat deur die Here geroep is. Handelinge, die 7de hoofstuk, is maar net vir agtergrond. Die 7de hoofstuk gaan u saam met my lees vanaf die 54ste vers. En dan die 8ste hoofstuk vanaf die 1ste vers. Ekskuus, is dit so 'n bietjie lank, maar ek het so opgewondenheid, omdat ek gewaar dat God is besig met iets groots in Caldenwil en in Suid-Afrika. En as jy dit het, baie nie hand en ek sê amen en amen. En dit lees so Handelinge 7, die 54ste vers. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Sê vir die een langs jou, wat God gaan doen, gaan 'n paar op die tande laat knars. Kan maar vriende, 'n paar sê, wat God besig is om te doen, gaan 'n paar op hulle tande laat knars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien in Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. En hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerk en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. 8ste hoofstuk, die 1ste vers. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En u moet die volgende merk, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Juda en Samaria, behalwe die apostels. En godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Terwyl hulle hom begrawe, toe sien ek in my gees 'n ander klomp sit daar by die huis en sê, moes hy tot hierdie uiterstes gegaan het. Kon hy nie maar net stil gebly het nie. Hierdie Stefanus, waarom het hy nou
die Sanhedrin en al hierdie manne ontstig. Kyk nou wat het ons begrafnis op hande. Maar ander begrawe hom met groot rou. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en man en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en vir almal gesê, moenie in daai naam gaan nie. Moenie daai woord bring nie, jy gaan die dood op die hals haal. Nee, hulle verstrooi en hulle gaan die hele landstreek deur en weet jy wat doen hulle? Hulle sê dat hy het gegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Stefanus die tweede, by name van Philippus. Sal God nie net manne gee in ons dag, soos die Stefanus en die Philippus nie. Hy sê, het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig afgegee op die woorde van Philippus toe hulle dit hoor en die teken sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu en baie wat lam en krepeel was het gesond geword. Sê vir die een langs jou, ons is aan die beste tyd ooit. Kom aan, kind van God, jy kan maar saam met my werk. Sê vir hom, jy is in die beste tyd ooit. Krepeles gaan loop en lammes gaan beweeg. Dowes gaan hoor en blindes gaan sien. En voordat dit in die visuele gaan gebeur, gaan manne se oë in die gees open. Hoor wat sê hy? En daar was groot blydskap in daardie stad. En 'n sekere man met die naam van Simon wat het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. Ons leef in 'n wonderlike tyd. Dis amper soos nou in 2017. Daar's wonderlike ouens, dis 'n krag van God. Hy kom met die staakste goed. Maar weet jy, hy lig jou nie op nie, hy verbuister jou net. Jy moet toch luister na die woord gebruik in die woord. Hy verbuister hulle terwyl God verlig. En almal klein en groot het hom aangehang en gesê hy is die groot krag van God. En hulle het by hom en hulle het hom aangehang omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towerye verbuister het. Maar toe hulle Philippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop. Aha. Staaks, nee, as jy by God uitkom dan val argumente oor al hierdie goed weg, dan wat jy sommer nou vinnig doen. Kry die doop wat vol en kry hulle gedoop en kry hulle by die Here. Is hulle gedoop manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword. En nadat hy gedoop was, gedurig by Philippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en groot krag te sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie. Maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het ook toe die hande opgelê en hulle het toe die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Klink soos 2017. En gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry tot sover. En almal sê amen en amen. Ek kind van die Here, ek weet nie of ek 'n halfdag gaan hou of 'n halfuur of 'n half minuut nie. Maar ek het 'n opgewondenheid vanmôre omdat ek weet
weet wat die Gees van die Here in die afgelope week so indringend in my hart gegee het. En terwyl dat ek ry in my motor en ek luister van die een aardbewing na die ander aardbewing en ek luister hoe dat manne vrees van die naskokke wat gaan kom, en begin die Gees van die Here met my praat en hy sê, ek wil hê jy moet van my kerk gaan sê, en dan in Handelinge 7 en Handelinge 8 was daar 'n aardbewing in die Gees. Ek wil hê jy moet vanmôre weet kind van die Here, ek gaan vanmôre praat oor 'n naskok wat 'n aardbewing gaan word. Ek wil vanmôre praat oor 'n naskok wat man en vroue in rou gedompel het, wat man en vroue laat vlug het, anders verstrooi, wat die Gees van God begin in my deel, en hy sê vir my, terwyl ek kyk na die 8ste hoofstuk, hy sê vir my iets wonderbaar. Hy sê daar het 'n groot vervolging ontstaan teen die gemeente in Jerusalem. Weet ek wat ek lees, weet die kind van God is altyd interessant, dat Simon met al sy towerye ontstig nie die kerk so nie, maar toe een man met die Heilige Gees kom, toe is die hele wêreld weer mekaar. Maar weet jy wat gebeur, wat sê die Gees van die Here vir my? Hy sê vir my, en ek het gaan kyk wat sê hulle sê dat as 'n naskok groter is as die aardbewing, dan word die aardbewing 'n voorskok, en dan word die naskok die aardbewing. En my God sê vir my, gaan kyk wat sê my kerk, ek gaan kyk wat sê my woord. Ek het van die Here daar so opgewondenheid in my hart, wanneer ek weet dat God is besig met 'n werk, wat geen mag van die hel gaan keer nie. Ek wil hê moet vanmôre hoor teruggevallen is, ek gaan dit nie keer nie, verkouders gaan dit nie keer nie, want die krag van die Here lewe is saam met sy woord. Toe ek lees, spring daar 'n opgewondenheid in my hart. Ek gaan kyk en ek begin goed raad lees. En hy sê vir my dat Godvreesende manne het Stefanus begrawe. En ek begin dink aan hierdie saak. En weet die kind van die Here, terwyl dat die Gees van God met my praat, hy sê vir my in hierdie geleesde gedeelte, dat dit aanvanklik vir die gemeente in Jerusalem gelyk, asof die einde van hulle kerk aangebreek het. En dit het vir hulle gelyk, wel die einde van hierdie evangelie is nou op hande. En terwyl hulle na hierdie dinge kyk, toe besluit hulle nie wat. Het party het seker maar by die huis gaan bly, ander is verstrooi deur die drang van die Heilige Gees, en ander het maar net daar gebly. Maar weet jy wat gebeur in hierdie gedeelte? Wat begin as 'n aardbewing in die Gees, en dan een van hulle geheiligdes, een van hulle gesalte sterwe, 'n wreedaardige dood, en terwyl dit ander manne ontmoedig, ek kry dit nie heeltemal in opstand, ek kry dit nie heeltemal dat my opstaan, en hy sê die uur is hier, en dat ek my krag gaan gee, en my uur is hier, en dat ek my salwing gaan gee, my uur is hier, en dat ek 'n demonstrasie van my krag gaan vrystel. Ek moet jou praat oor wat hulle dink is 'n naskok. Ek dink die meeste gevalle as ek dit lees, dan sien ek so die werking van 'n aardbewing. Hulle sê die huis is verwoes. Hy sê almal het gevlug. Hy sê wanneer ek na dit kyk, dan sien ek dat hy in huise ingegaan het. Ek het van die Here skielik as man en vroue weer gevangenes van vrees. Maar weet jy, daar gebeur iets binne hierdie gedeelte wat nie eers Saulus aangedink het nie. Daar gebeur iets in hierdie gedeelte in Handelinge 8 wat die vyand nie meer rekening gehou het nie. Daar gebeur iets in Handelinge 8 wat 'n openbaring van sy bestaan gaan gee. Ek wil vir Kalden wil vanmôre sê dat daar is 'n woord wat kwam, wat wag en wat hang oor die waaragtige kerk van die Here Jesus Christus, en dit gaan die wêreld in opskudding bring, en dit gaan sekerlik, ek gaan dit voel op 'n paar sterwe, want my God het gesê dat die antwoord is op hande, en ek gaan iets doen wat iemand wat met 2 oor het, so oor sal het weet. Ek kyk na hierdie gedeelte, sê vir my, en ek dink as ek dit sou in volgorde vat, hulle begrawe Stefanus, daar seker 'n vreeslike storie rondom Stefanus, en ek het dit net so aangehaal in die begin. Miskien was daar 'n paar wat gesê het, moes hy nou so te kere gegaan het, moes hy nou die mense so ontstig het. Hy sê, dalk het hulle met mekaar gepraat en gesê, hy was after all nie so 'n slegte ou nie. Hy was tog 'n man wat die salwing gedra het.
kon hy dan nie begryp dat hierdie dinge van mense ontstel nie. En ek het dit Sondag aand gesê, kind van die Here, en ek wil dit vanmôre weer vir jou sê. Die antwoord vir die kerk is nie om rookkamers en drankkamers aan te bou nie. Dit is om 'n gebedsplek by mekaar te kry, waar die krag van God afgebid word, waar die heerlikheid van die Here geopenbaar sal word, oor die woord van die Here vanmôre, wat lyk na 'n aardbewing in die kerk. Dit gaan 'n voorskok wees, want my God gaan 'n demonstrasie gee, wat die towenaars, wat towery die nek gaan inslaan. Hy gaan vanmôre die charismatiese beweging van manne en vroue, daai charisma, gaan hy wegneem, en hy gaan hom vol met die Heilige Gees, en met sy krag. Weet jy toe ek lees, dan sien ek in die gedeelte, dat terwyl almal 'n ondergang verwag, ek sal dit nooit vergeet nie, en ek het dit gesê, en ek wil dit weer sê, my broer sal onthou wat daar was, toe ons die tabernakel bou, toe laat weet hulle my, weet jy nie, dat Carleton wil gaan 'n spookdorp word nie, en al waarmee hulle sukkel is om die dorp 'n spookdorp te kry, en ek wil vir jou vanmôre sê, kind van God, solank my God op die troon is, sal Carletonville nie 'n spookdorp word nie. Hy gaan nie 'n geesgedrewe saakie word, wat uit die onderwêreld beheer word nie, o nee. Hy word beheer uit die gees van God. Hy word beheer deur die krag van God. En kyk na die Ierlandse en sê vir hom, jy's deel van 'n groter plan. Jy's deel van 'n groter plan in die hand van God. En die wêreld gaan weet, en 'n oë is gerig op hierdie plek, en omdat hy gerig is, gaan God jou opdragte gee, wat die hel het vrees. En dit sê, toe dit lees, sê vir my dat die sterwe van Stefanus was nie die einde van die kerk nie. Ek weet, ek het baie keer gesê, en dit is so, dat in jou lewe, in die besonder in die pastorale bediening, Johan sal weet, my broer agter sal weet, dan kom daar tye in jou lewe wat jy voel, ag, as daai oom net nog gelewe, dan kom ek vanmôre 'n bietjie by hom gaan praat en te gehoor het. Maar daai oom is dood. Hy's weg. Terwyl ek in my vrou 'n tyd gelede oor dit praat, toe sê sy vir my man, ek wil vir jou iets sê, met alle respek, so lief as wat ons vir hulle was. Ons weet nie of hulle die druk van die tyd sou deurstaan het nie. Hulle was vir 'n tydstip. En toe sê ek dit vir my sê, toe gaan daar vir my iets oop, as daar vir hulle dan 'n tydstip was, dan beteken dit is hierdie ons tydstip. En waar hierdie ons tydstip is, gaan daar 'n demonstrasie kom. Ek dink van die Here, al die motiewe, al die probleme, al die situasies wat saam kon kom, het hier sekerlik by mekaar gekom. En dit lyk asof dit opnuut gaan. En dan het gedink Stefanus se sterwe is die dood van die kerk. Maar dit was die sneller van een van die magtigste herlewings in Handelinge kerk ooit. Is jy gereed vir dit kind van God? Is jy gereed vir dit wat God beplan in jou en my lewe? Wat hy beplan in hierdie kerk. Wat doen hy? Terwyl die meeste vlug, en ek weet, die mense geaardheid is om te vlug, maar God is selfs in sy vlug, het God 'n plan. Want as 'n ander man met die naam van Filippus, toe ek na hierdie man kyk, toe sien ek hierdie man, daar's iets van Stefanus wat op hierdie man afgee. Ek bedoel, hy skroom nie 'n oomblik nie. Hy is die eerste dorp waar hy land. Toe vra hy nie waar is die wimpie nie. Hy vra nie waar is die spur nie. Toe hy land in Samaria, toe vra hy, kry 'n paar by mekaar jou vertel van Jesus Christus. En weet jy wat gebeur? Dit tref 'n sneller. En dit word 'n beweging van krag. Ek wil net jy moet hoor, kind van God, en dis wat my opgewonde maak. Dit bring die kerk weer in konfrontasie met duisternis. En dit bring die kerk weer in konfrontasie met die towenaars van die dag. En met hulle wat mooi woorde praat, hulle wat mooi dinge sê, hulle wat vals beloftes maak. En dit bring hom in kontak met manne wat gedink het dat hulle kan op grond van hulle eie charisma kan hulle beweeg. En my God sê vanmôre, dit gaan oor die Heilige Gees. Dit gaan in Handelinge 8 oor die Heilige Gees. Dit gaan
oor die gees van God. Dit gaan oor 'n bonatuurlike krag. Dit gaan oor 'n openbaring van sy heerlikheid in jou en my lewe. Wat vir almal as vernietiging sien. Ek het gister, laasnag het ek nog al 'n redelike goeie dag gehad. En die gees van die Here praat met my en sê vir my, moenie jou blind staar teen al die goed nie. Moenie bekommer nie, ek is besig om te werk. Hy sê, en wat ek beloof het, gaan ek doen. Hy sê, niemand gaan dit keer nie. En die eerste getuienis wat vanmorgen in die bidkamer kom, is die my gemeenskap is die mekaar. Waar daar gister nie goud was nie, is ek reg, is daar skielik vandag goud. Terwyl hulle in maande nie kon goud uitkry nie, is die goudproduksie hierdie maand 12% hoër. Ek wil jou sê, en ons het net een aand gebid. Ons het net dinsdag aand saamgekom en ons het God aangeroep. En God bewys die draaipunt. En weet jy wat sê hy vir my vanmorgen? Hy sê, ek gaan my kerk bring by die Simons. Ek gaan hulle bring by die towenaars. Ek gaan hulle bring reg gesig teenoor gesig met die duiwelbesetene. Ek gaan hom bring by die kranke. Ek gaan hom bring by die dooie. Ek gaan hom bring by die teruggevallene. En terwyl dat hierdie Simon die woord van die Here sê, ek gaan sê bekant en wil jy lewe in 'n dag van bekering en gelowig wording. En manne gaan gelowig word. Hy is nog nie verlos nie, maar hy gaan gelowig word. Hy gaan nog dit die geld van die omgewing, ek gaan 'n rol speel. En dan sê my God is nie so nie, dis my krag. Ek wil jy die Here loof saam met my. Is daar niemand in die plek wat net sy hand op iemand kan lê en sê ek is 'n kandidaat vir die Heilige Gees. Nee, Kaltenbach. Ek bedoel, jy moet jou hand op iemand lê en vir hom sê, jy is 'n kandidaat vir die invulling met die Heilige Gees. En ek wil iets vertel, ek kan al die sangers in Suid-Afrika hier by mekaar kry. En ek kan hom of groot Afrikaans of klein Afrikaans noem. Maar het gaan nie soveel invloed hê nie. Maar weet jy, wanneer die Gees van God inkom, wanneer die vlam van die Heilige Gees in die dakke kom, wanneer die wolkolom deur die dak neersak, wanneer jy weer die krag van God ervaar en die vreemde tale oor jou mond begin vloei, dis dan wanneer die kerk gaan weet, dis dan wanneer die wêreld gaan weet, dis dan wanneer die omstander gaan weet, en daar is 'n krag van God in wording, en daar is 'n krag van God wat vrygestel word. Karabashapadilibendaya, Elungatilibestamandaya, 'n krag van die Here wat lewe gee, wat krag gee, wat oorwinning gee, wat vrymaking gee, en wat vanmorgen wil sê, dis nou u. Is daar iemand wat die Here kan loof saam met my? Dis 'n krag van God. Wat wag om gedemonstreerd te word. Ek wil dit vir vanmorgen sê, geen mag van die hel gaan dit hier nie. Amen. Kan ek het vir vanmorgen sê, geen neersachtigheid, geen negativiteit, gaan dit blokkeer. Jy gaan die kracht van God sien. Karel Hofman, jy gaan die kracht van God sien. Oh, halleluja, so bly ek sien jou vanmorgen weer. Daar is kracht in die plek. En weet jy wat sê in die woord? Hy sê wat gelyk het na aardbewing. Het gaan 'n voorskot word van wat kom. En God is gereed om jou te gebeur. Hy is gereed om jou te werk. Hy is gereed om jou te akkommodeer in sy heerlikheid. En daar is 'n krag, halleluja, daar is 'n krag van God wat vanmorgen sê, ek het gekom met nuwe krag en nuwe aanraking. Sê dit mooi. Ek wil vir die kerk van die Here vanmorgen sê, moet asseblief nie so gauw moet opgee nie. So is nou al die 3de keer wat ek oor dieselfde saak bid. En ek het nou al die resepte gevolg wat daar is. Party het gepreek, toe sê hulle, jy vra die Here eenmaal, dan dank jy die rest van jou tyd.
Ek is in Jesaja ander en hy sê, julle wat die Here herinner as die beloftes moenie rus nie. Hou aan. Weet jy wat sien van die vertalings? Nee. Weet jy wanneer word jy voedend? Wanneer iemand by jou nee. As jou kind by jou nee, Dad, asseblief, dan sê asseblief. Ek het die eerste maal gehoor, maar ek het dit nog nie gekry wat ek gevra het nie. Hou aan, nee. Hy sê as julle wat van die aarde vaders is wie om vir jou kind goeie gawes te gee, hoeveel te meer nie hulle wat my kind is nie. Is daar iemand in die plek vanmorgen, of preek ek vir myself? Wat vir die kerkelijk na ondergang, word die sneller van een levende van God. Prys sy naam, halleluja. Dit word die kracht van een levende. En Filippus gaan in Samaria in. En Simon siende, en hy dink nie goed kan jy met geld koop. Jy kry dit nie met geld nie, jy kry dit net. Deur afsonder, deur toewyding, deur gebed. Jy kry dit net hier. Toewyding die kracht van God. Shalom die liefde, die kracht van God. Dat het is. Dat wil blijken. Something good is about to happen. Hoor mooi dit van God. Soos de man is nie hier nie. Ek wil iets vertel vanmorgen. Saterdagmiddag staan 'n kleerling gemeente in Port Elizabeth wat besig is wat 'n saal hier en al wat hulle doen, hulle kyk nie wat in Carletonville gebeur, al wat hulle vir mekaar sê, jy moet kan veel, jy moet kom kyk wat gebeur, jy moet kom kyk, gee dit my groot op nie, dit bring my alaar en laar, wat dit beteken die oog van die wêreld, is op die plek, is op jou Karel Hofman, is op jou Susan van der Berg, jy kan nie maak wat jy wil nie, jy kan nie loop waar jy wil nie, jy kan nie 'n draad gaan maak waar jy wil nie, al sê wie vir jou dit is aanvaarbaar, as die woord van God het veroordeel, is dit veroordeel en nie aanvaarbaar nie. And if you want to play with your anointing, you're welcome to try that. But I'm not willing to settle for second best and buy my anointing for that. I will not go there. Maar wat sê Simon? Simon, raak gauw gelowig. Gelowig word, doen nie dit vir my nie, ekskuus. Gelowig word, doen dit nie vir my as baie. Suid-Afrika is die mees gelowigste land in die wêreld. Gelowig word, doen dit nie vir my nie. Maar as wanneer daai gelowige begin agterna loop, hy's al agter Filippus met 2 P's. Daai Filippus wat nie 'n ou uitlos nie. Nee, jy kan maar gaan kyk en net 'n bietjie verder aan. Toe sien daar ry 'n ou op 'n wa. Sê die Here van maar ek sal bly met daai wa. En daar gaan hy. En hy bly met die wa. En hy sê vir daai man op die wa, verstaan nie wat jy lees? Hy sê nee, ek weet net lees hiervan. Goed, nee, ek verstaan dat niemand wys my nie. Dis 'n tyd praat, hy so net sê asem. Die land sê waar. Hy sê kan ek opklim? Hy sê klim op. Ek dink ek is reg. Dis mos Filippus. Kyk of hy saam met my is. En hy vertel hom alles. En hy hou nie 'n week spesiale dienste oor is die doop reg of is die doop nie reg nie. Hy ry nog so te sê die diensknegt. Hoor jy, daar's vader wat vir hom gedoop word, sê as jy glo met jou hele stop die bal. Of jy iets vertel. Weet jy wat gaan God met Carletonville doen? Hy gaan hom in sy reis stop. En wanneer hy in sy reis stop, gaan hy weer die openbaring van die krag van God sien. En ek sien in Handelinge 8, iets wat Saulus nie verwag het nie. Hy hou hulle klere vas. Dus kan ek jou baadjie kry. Ek gaan nou weer vir jou gee.
Ek sien hier staan Saulus, 'n vyand van die kerk. En hy het al die klipgooiers se baadjies vas. En hy sê, slinger hom sê, gooi hom dood, gooi hom teen die kop, probeer die linkerkant se slaan. Gooi hom, hy wil mos die Jesus verkondig. Hoor julle wat sê hy? Nou sê hy, sien die hemel geopen, bim, Saulus, jy weet nie wat kom nie. Gooi die klippe. Gooi die klippe, terwyl jy die klippe gooi, gaan die hemelbokant oop en hy het sy oë opgehef en hy het Jesus gesien staande aan die regterkant van die Vader. En kan ek dit vanmôre vir jou sê, kind van God, dat die seun van God, hy sit al lang kan nie meer nie. Hy staan aan die regterkant waar hy wag vir die Stefanusse, hy wag vir die Filippusse, hy wag vir die Simonse, wat die openbaring, wat sy krag gaan kry. Hy gaan die heerlikheid van God sien. As daar iemand wat hom kan roep saam met my. Prys sy naam, halleluja. Loof die Here. Sy naam roep. Prys sy naam, halleluja. Loof die Here. Wanneer dit oorgestel die Gees van God begin werk, gaan hy met ons stop. Hy gaan op die stop. En ek sien in Handelinge 8, terwyl hulle die vermoording gebeur, terwyl hulle die huise verwoes, terwyl hulle lewens uit mekaar jaag, staan God se seun aan die kant van sy Vader. En ek sien my druppels rond my vertolker. En ek sê, Vader, kan die engele net so bietjie stil bly? Ek kom 'n verskriklike ding nou. Ek weet nie, dit is wat ek by Gees sien. Want dit is nou sy kerk, wat hy met sy bloed gekoop het. Hy het dit nie met goud en silwer gekoop nie. Hy het dit met sy bloed gekoop. Sê vir die een langs jou, hy is met sy bloed gekoop. En terwyl hy ronddrappel en hy sê, Vader, jy moet kyk wat nou gaan gebeur. Dit sal die eerste konfrontasie gaan Simon die towenaar wees. Amen. As ek so vinnig terugdink, dan was dit ook oor Moses se eerste konfrontasie. Amen. Daar's geen eindtog, geen nuwe begin, voordat die kerk nie gekonfronteer word met haar krag oor duisternis nie. Amen. En ek gaan dit glo en ek sal dit preek, solank ek asem in hierdie longe het, dat die kerk het die opperhand vermoere. Die kerk het die oorhand vermoere. Al lyk dit nie so nie, as hulle die sterkste, maar hulle glo nie in hulle self nie. Ek het dit die ander dag vir 'n jong man gesê, glo net in jouself dat jy kan. Toe sê hy, maar ek weet nie of ek kan, toe sê ek net jy nie, asseblief jy kan. Glo as jy nie wat anders glo nie, ek glo, maar jy kan. Jy kan jou hand op die duiwel en op die siekele en God maak hom gesond. Jy kan in sy naam duiwels uitdryf. Hoor nie wat ek sê. In sy naam is daar krag vermoere wat liere sou op sy voete bring en hom terugbring in 'n verhouding met God. As ek weet wat waag, wat vir die wêreld lyk na ondergang en verwoesting, lyk vir God my herlewing. Ek sien en ek sal nou klaar maak as ek moet. Ek sien vir my, terwyl ek het lees, en begin iets gebeur. Daar begin 'n storie loop. Daar waar die apostels in Jerusalem sit, lekker hooggebroog. Ek wil dit sommer so nie verby gaan sê, ek wil nog nie kerk as vergadering gehad nie, maar ek wil dit sommer vir my kerk en my broer sê, you're in for a big surprise, brother. Ek wil jy moet mooi luister. Ek gaan môreoggend, gaan ek mandjies koop, môreoggend. En dan gaan ek in elke mandjie 'n bottel druiwesak en 'n pak met matsos, ongesierde broode gee, met servette en 'n handdoek en 'n vaddoek of whatever. En weet jy wat gaan ek en jy doen? Vanaf, nie nou maandag gaan, nie die week daarna, gaan ek en jy
gaan ons eerste by hierdie gemeente begin. Sis, vriend, jy kan maar verwag, sis. Daar gaan 'n paar kerkraadbrooks met hulle gates gaan by jou optree. En weet jy gaan nie terpak en tee maak en nee. Dis nie waarvoor ons gaan nie. Ons gaan elke uitspraak oor jou lewe, kom ons in jou huis breek. Ons gaan elke negativiteit in jou huis. Pastoor, my man gaan julle wegjag, ek daag hom om het te probeer. Ek sal nooit vergeet, ek was so jare in die bediening. Miskien 'n bietjie korter. En mag God gee dat ons elke dag ondervinding 'n nuwe dag moet wees. Dan raak jy mos onverskrokke of heeltemal gek. En ek stop die middag by oud aan die Nancy Bouwer. Hulle bly op 'n plot en die volgende stap so lang maar oom uitske mooi wit hare met 'n Winchester 32 tuin dubbelloop halfgeweer 12 oor. Hy sê vir my, predikantjie, maak hy oop aan blaas ek jou. Ek sê my wêreld kom en my vrou sê klim eerder in die kar. Ek sê nee, ek wil nie wag. Ek gaan nie back off nie. As hy wil skiet met hy skiet, sê maar jy moet weet, ons polisse en al daai goed is nie meer daar nie. Ons kry nie meer geld nie. Ek sê, wow, wag nou, jy gaan haal nou die gorilla agter die berg. Los hom daar. En weet jy wat gebeur? Ek stap so in die gees van God. Raak oor my vaardig en hy gee my wysheid. Ek sê van Jesus, dink maar dit is 'n mooi roer wat jy daai. Hy vat hom so sê, dink jy so pastoor, dis skielik pastoor. Hy kom aan vir my die hek oop, 'n mooi oop. Hy sê, pastoor, sal jy skiet met die ding? Ek sê, ja, ek sal skiet. En ek sien sy hand flip so in sy sak en op daai stadium was ek nog vars met die ammunisie en die goed en ek sien hy haal net swart 12 boor patroon uit, XXX, hy dan skop die neel uit jou uit. En hy laai hom, en ek weet, hy wou my nou toets. Maar wat hy nie geweet het nie, is dat sy aardbewing gaan 'n voorskok raak van die grootste aardbewing in sy lewe. En ek klaai my vrou af, want sy staan by tannie Nancy. En sy sê, oh, my sister Mary, does not manage a devil. Sy sê, we must pray for our pastor. Maar sy weet nie dat God het 'n plan met die pastor en met oom Piet. En ek vat daai Winchester halfgeweer en ek wil net nie wat ek nie ken nie, 'n geknapte kolf nie, uit 'n soliede kolf. Met ander woorde, jou skouer vat die hou. En ek trap vas en ek trek hy stoot. En ek dink, hy sê, sê, dis die opinie, ek skiet lekker, is al nog gekom. Ek het my so gestop aan, hy sê, pastoor Jan, keer ons veel ken, ek sê, oom Piet is 'n fantastische geleerde. En hy raak gelowig. Hy raak so gelowig, dat hy span vir my drade by die kerk. Hy's 'n kragtige skrynwerker, houtwerk. Hy staan vir my die kerk wat ons bou, se vloerlyste en die kroonlyste. Hy maak dit vir my. Hy word my skade weer. Maar hy is toch net gelowig. Maar een môre, hy eindig toe sommer die werk toe. Soos vandag nie. Broers, ek vra 'n paar kosters asseblief om ons te help om die kerk oop en toe te maak. Ons soek klankmanne. Het niemand daag op nie, nou nie hier nie. Oom Piet stap in met sy hamer en sy leersak en hy sommer daar die spykers in en alles, en die skroewe, en hy sê, my pastoor, jy hoef niks bekommerd te wees nie, wat hier verkeerd gaan sal ek doen. En ek het vir 3 jaar, amper 3 jaar, nooit 'n dag se probleem gehad, om te wonder oor die bal wat loskom of daai goed nie. Maar hy is nie 'n gelowige. Maar een Sondagmôre, stap hy so deftig in die kerk en ek sy hart so perfect. Hy het nog haarolie gebruik. Dat blink as hy so onder die liggaam. Hy ruik so lekker. En hy sit saam met tannie Nancy. Reg derde ry van vooraf sit sy. En daai môre beweeg die Heilige Gees soos hy wil. En ek sien hy begin en hy steek sy handjie so op. Hy was hier so
so eentjie in die diens. Toe besluit hy gaan staan, want hy hou van wat hy hoor. En toe so opstaan, steek hy sy hande so op. En toe sy hande so opsteek, toe doop die Here met die Heilige Gees. En hy spreek in vreemde tale. Die kerk was lang, al eindelijk en Piet nog op die mat. Ek het van God, ek wil vir jou sê, geld kon dit nie koop nie. Geld kon het ook nie wegvat nie. En maar weet ek, God red hom. En hy doop hom met sy Heilige Gees. En kan ek jou vanmorgen sê, kerk van die Here, en wat mag lyk en dat dood gaan lewe word. En my God het 'n plan opgee. En my God het 'n plan in jou lewe. En jy gaan deel wees van die krag. Jy gaan deel lê jou hand op iemand. En sê vir hom, jy gaan die sneller wees van God se Heilige Gees beweeg. Ek draai om. Ek was, ek weet nie, ek het nie wat dus, maar nie, miskien dat iemand my sê, jou laatste, jou eerder nie, dan skrik ons daar. Maar toe Simon sien, wat die Gees beweeg. Toe vat hy sy mallet, en sê hy seens, ek laat hier wees. Maar wat ek hier weet het nie. Een Heilige Gees gevulde kan 'n snaakse mens wees. En hy kon onthou, toe ek tot bekering gekom het, was jonk. My altaarwerker was sy ouma. En broer, ek het daai dag gesê, ek sal alles doen, maar terugval nooit weer nie, want as weer so met my deel. Ek kan nie wel aan, ek gee myself leer. Hy sê, wat is jy? Ek sê, ek wil my hart verleer. Hy sê, dit toeplik. Hy sê nie, ons het volgende week 'n week se spesiale dienste oor gebed nie. Hy sê, bid, ek sê, maar ek kan, hy sê, al wat jy sê is, ek is 'n sondaar, bid uit my sonde, ek het U nodig, red my Here. Weet jy, toe ek daar kom, te voel ek kan self bid. Maar hierdie oom se hand is op my nek. En ek sien hierdie Simon loop dieselfde pad as ek. Petrus kry hom aan die nek beet, hy sê vir hom, luister, laat jou geld saam met jou vergaan, man. Vervloek is die spul. Hy draai om. Hy het nog tot gister gesê, gooi die beentjies in. Skielik begin hy bid, hy sê, asseblief, vra die Here, hy moet nie daai goed oor my laat kom nie. Dis die kerk van die Nuwe Testament. Die kerk wat deur die bloed gekom het. En die kerk wat deur die bloed gaan. En deur die kerk wat as gevolg van die bloed gaan bly staan. Want dis die waarborg vir jou oorwinning. Dis die waarborg vir jou getuienis. En as ek sien daarop, en sê jou, ek gee jou in my Heilige Gees. En as jy saam met my is, dan loop jy die Here. En terwyl jy op jou voete staan en God loof, dan sê jy, Here, dis my môre, dis my dag, dis my vertrek. Halleluja. Sal die Here saam met my loof? Oh, halleluja. Prys sy naam, halleluja. Loof die Here. Ek gaan die hande saam met my opsteek. Amen. En as jy vanmorgen sê, Here, wat ek gesien het as ondergang. Broer en suster, kan ek jou net bid, ek gaan nie onnodig hou nie. En ek weet, ons gaan deur, baie van my mense gaan deur ongelooflike storms. Ek sal nooit vergeet nie, ons so 'n paar maande in die bediening. En ek gaan nie detail gee nie, maar al wat gebeur is, ek weet ek moes iets verskrikliks gedoen het. Maar my pastoor word te kwaad vir my. En hy sê vir my, kom sit hier. So net vir jou sê. Enige iets wat breek, jy betaal uit jou sak. Ek nog hy maak 'n grap en ek lag, ek sê vir hom, pastoor, ek kry dan nie 'n salaris. As jy nie dat ek snaaks nie, ek sê, okay oom, ek skes. En ons het 'n persoon wat in die kerkgronde bly.
terwyl ons die kerk bou. Volgende môre wag hy af by die hek, hy sê vir my, Maroete, hy sê 'n ander man gekom, so donker man. Hy het daai toilet uitgeskop, wat hy gister gesit het. Ek sê, hoe lyk die man? Hy verduidelik kom en ek besef toe, hier's 'n groot aanslag nou. Ek is nie 'n bouer nie. Op daai stadium glad nie. Ek kom uit 'n ander agtergrond. En ek ry daarna 'n ou oom toe wat so oorkant bou. Ek sê van oom, nou ry ek met die toilet in die kar saam. Ek sê ek oom, ek het nou die kraat hier ingesit en toe hulle hom gisteraand, hy sê, predikantjie, hy sê ek slegte nuus vir jou. Daai goed. Jy moet maar 'n ander tyd. As jy op probeer kat, ek sê maar as ek mooi kat, hy sê dit gaan nie werk nie. Ek sê dankie oom, nou ry ek terug. En toe hierdie manne vanmôre sing, when you down, dan onthou ek daai môre. En ek ry met daai toiletbak en ek sal nooit vergeet, ek gaan sit so in die ingang van die kerk. Pak vir my bakstene en ek sit en ek draai hom so om. En alle hamer op die perseel is 'n 4 pond hamer en 'n chippy bykel. Hoe breed jy. En nou kom die bouer wat daar is, hy sê vir my, Dominee, wat gaan jy maak? Ek sê, gaan hierdie goed uitkap? Hy sê, hoe? Ek sê, gaan bou jy? Maar nie nou my geloof hier kom. Ek vat daai bak so en ek sê, Here, het hierdie dreigement gehoor. Ek wil vandag vra dat U my gaan help. Ek het nie 'n 2 pond hamer nie, Here, ek het net 'n 4 pond hamer en almal wat verbykom sê net, hoe? En ek gaan sit so en ek knyp hom so vas tussen my knie en ek vat die hamer. En ek maak my oë toe en ek kom so, ek sien nie, hy klink so net. En ek klik hom 'n bietjie harder en ek hoor nee, hy klink nog so net. En ek sê, Here, U moet my help vanmôre. Ek vat daai 4 pond hamer en toe ek hom so slaan. Toe spring daai hele stuk kraut so net uit. Yes. Prys sy naam. Jo. Ek moet vertel. Ek wil jou vanmôre sê, wanneer almal jou opgegee het. God is in control. Amen. Wanneer almal sê, kan nie, sê God, jy gaan. Kan jy die Here loof saam met my? Halleluja. Simon sê, gee my. Petrus sê, vergaan saam met dit. Hierdie goed koop jy nie. Jy kry dit deur oorgawe. As jy vanmôre sê, Here, gebruik my. Gebruik hand en val, steek jou hande saam met my op. Dan begin jy om loof en sê, dit is die uur van oorwinning. Dit is die uur van die kerk. Van die wêreld verwoes het, van die kerk soms self verwoes het, gaan God gebruik. En dit gaan 'n voorskot word van dit wat werklik kom. God gaan sy gees gee. Sy loof saam. Prys sy naam, halleluja. Here. Kitabayas unubentai. Prys sy naam, halleluja. Here sy die lam, halleluja. Here is God. Oh, prys sy naam, halleluja. Kitabasuru bentalaba. Ek weet nie wat ek met wat het gebeur nie. Maar wat ek wel weet, is dat wanneer die Gees van God waaragtig begin werk, en die natuurlike nie meer vashou op jou nie. Amen. En ek gaan met dit sluit. Hierdie was nooit 'n populêre pad nie.
Hy sê in die 26ste vers, dit is 'n eensame pad. Ek wil dit vir jou sê, ek wil dit vir jou sê, maar jy moet na iemand toe stap, nie die een aansien nie, dis nie stap nie, dis draai, jy moet na iemand toe stap, en hom so by sy hande vat. As ek en my broers by mekaar kom, praat ons altyd oor die geestelike vlak waarin jy beweeg. En Filippus het afgeklim en Filippus en die hofdienaar en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer. Amen. Prys sy En ek wil naam. hê jy moet weet, jy moet 'n navolger hê, dit is goed so. Maar ook wat sê hy? God weet, as dit 'n probleem is, toe vat hy Filippus weg en hy gaan baie bly nie. Hulle sê dat hom nie gevind nie, maar hom in Asdod gekry. Amen. Maar God sê nie dat hy daar gekom nie. Maar dit moes onmiddellik nadat hy die water, want hy sê die 40ste vers, die 39ste vers, toe die water opkom met die gees van die Here Filippus skielik weggevoer en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. As jy kan bly raak in die Here, broer, kan hulle vir jou sê net wat hulle wil. Ek wil iets getuig, maar moet dit nou nie teen my hou nie. Jy sal nie glo nie. Ek het hierdie week 'n spoedkaartjie gekry, boetekaartjie. Die eerste een in amper 50 jaar. Nee, 30 jaar. En weet jy, ek lag maar, Jan. En dit terwyl ek op pad is na troue toe. En ek was nie laat nie. My vrou ook nie. Maar toe ek so by die bank afry, te sien ek hom. En ek besef ek is te laat. Want ek ry altyd op spoedbeheer, juist om dit te voorkom. En toe ek so verby gaan, toe weet ek. En ek kry hom en hulle laat weet my somme die week. Dis my finale waarskuwing. Ek bedoel, ek het al nie eens my eerste een gekry. En ek besluit, ek gaan oor ons hof toe. Netjies, kom ek daar ingestap. Ek sê, I want to speak to the lady that's working with these. Room 11. Ek stap daar in. Daar binne lyk dit vreeslik. Ek het soveel boetekaartjies op een persoon se hand neem my lewe bymekaar sê, dit lyk soos 'n berg. En ek besef, hier gaan ek nie uitkom nie, en 'n ander enetjie staan op, sy sê my, circle with me. En sy vat my sommer na die prosecutor. En sy sê vir my, sê vir hom, jy herken nie die kar op, ek sê, nee. Behalwe dat ek 'n predikant is, die gek nie. Ek kan ons nou sien as my kar. Daar ou kan net onder hy sê, Maruti, jy dra bril, en jy kan nog nie sien as jou kar. Ek stap daar in, ek sê vir hom, hy sê, nou dominee, hoeveel geld het jy by jou? Ek sê vir hom, hy sê nou, wil jy die boete afheng, of wil jy net minder betaal? Ek sê vir hom, nee, ek het te vinnig gery, dit is duidelik, daar staan het. Ek sê, ek kan nie heeltemal skotvry, kon daar as ek oneerlik. Ek sê, maar, wat kan ek betaal? Trek so streep daar oor, hy sê, betaal dit. En hulle kanseleer hom en maak alles reg. Ek wil jy moet mooi luister. Maar Filippus het sy Asdod gevind. Jy is gevind in 'n ander gebied.
waar Elisa van ouds geleef het. Hulle vind hom in die geestelike realm en hulle vind hom in die tydelike realm. Weet jy waar soek God jou vanmorgen, Philippus? Dat as jy klaar is met die opdrag, moet hulle jou sommer in Asdod kry, of hulle moet jou daar kry. Johnny, jy moet ewig gemaklik in die geestelike realm. Pastor Steen, jy moet so gemaklik in die geestelike as om die tydelike wees. Amen. En as jy vanmorgen sê, Here, dis waar ek wil wees, en het kom uit jou hart uit, moet nie net 'n gelowige wees nie, moet nie net 'n bekeerde wees nie, wees 'n oorgegeede, en sê, Here, ek verlang, dat die krag van God vanuit my sal straal, dat die heerlikheid van God gesien sal word, en jy, net in geval die vrou, as ek kom het die boete storie opgebring, vir die eenvoudige rede, ek kon vir hom gesê, hierdie vrou het gesê, ek moet maak of ek jy my kan ken. Maar wat sy nie geweet het nie, ek moet nog Vrydag aanbid. En die Here, hy dan sal net vir my sê, ek praat nie met jou nie, jy gaan eers maandagoggend terug na Sina toe. En jy gaan vir Sina sê, Sina, ek en jy het saam gelief. Vergewe my. En dan moet ek teruggaan, dan moet ek die volle bedrag betaal. Hy was so gaaf vir my toe ek eerlik is. Toe wou hy dit afskryf, toe besluit ek gaan nie, want ek weet ek kry het alweer voorheen nodig, wanneer ek weer in noodgeval gaan. En dan wil ek hê moet ek dan toe kan stap en sê, ek is die predikant. Jy moet weet, kind van God, daar is iets omtrent jou, wat die Simons van die wêreld nodig het. Daar is iets omtrent jou, wat die hofdienaar van Gaza en van Jerusalem by jou nodig het. Jy het iets vanmorgen, wat God vir jou gegee het, wat ander nodig het. En as jy vanmorgen sê, Here, ek wil vanmorgen vraag, doe my aan met die krag meer as ooit. Doe my niet met die Heilige Gees. Lê jou hand op iemand, terwyl ek veel te draai na iemand, lê jou hand op. En Vader, ek staan vanmorgen voor U. In absolute erkenning teenoor my afhanklikheid vir U. Here, die wêreld daar buite het 'n kerk nodig wat Christus verkondig. Die wêreld daar buite, Here, het 'n Christus prediking nodig. En wil ek vanmorgen bid, Here, dat uit elke man en vrou in hierdie plek sy lewe sal sy gestalte uitstraal. Laat die heerlikheid van God beweeg. Laat die salwing van die Heilige Gees op elkeen rus. Here, dat U sal doop met die Gees meer as ooit, sodat die wêreld sal weet dat God is steeds in die prentjie en die buitekant nie. En terwyl ons dit doen, dan lê jou hand op en sê, Here, laat dit so wees in sy en in my lewe, in haar en in my lewe. En dan loof jy die Here saam met my. Halleluja. Oh, prys sy naam, halleluja. My God can do it. Halleluja. And you can do it. Prys sy En in hierdie mooie atmosfeer mag jy sitplek neem. Ek wil net vir die sekering van God. Wanneer begin die skool? 24. Dis die van volgende week maandag. Ek gaan terugkom na U toe. Ek gaan vra dat hierdie gemeente net 24 uur saam met my in hierdie kerk gaan kom bid, al op die uur. Maar ek sal U die dag aankondig. En ek sal vir U die lys uitgee. Sekretaris sal hom vir ons reg kry. En dan gaan ons hierdie kerk oopmaak en ons gaan inkom en ons gaan bid. Vir die wat ver is, die gasthuis is beskikbaar, jy kan oorslaan daai 24 uur. Kan jy kom bly, kos jy niks, kos jy net te opstaan, kom bid saam met ons, en die Here gaan U seën. Net voordat ek verder gaan, pastoor Dievenag. Dis vir my 'n voorreg om my hand te reik. Sê baie welkom. Halleluja, ek is so opgewonde. Ek wil sommer nou dadelik terug na die Kaap toe.
Ek het so baie om te gaan vertel. Is jy opgewonde? Amen. Is jy bly jy behoort aan Jesus Christus? Amen. Ek is so dankbaar hy het my gered en my siel vernuwe. En in Psalm 4 sê hy, in my benoudheid het hy vir my ruimte gemaak. In ons benoudheid het hy vir ons uitgedra. Want ek sê vir julle baie dankie pastoor vir die geleentheid om net so, kan ek so halfuur? Ekskuus, ek kan nie so lank praat nie, maar ek moet julle net gou vertel wat ons mee besig is. Ons het nou 'n klein gemeentetjie in Kleinmond. Ons het hom so 'n paar maande terug begin en geplant en die Here seën vir ons. Ek was hier by pastoor omtrent so, ek dink laas jaar Desember of Januarie, was in Januarie maand, toe het ons grond gekoop. Die grond was geadverteer vir 'n paar miljoen rand en ons het 'n gebedsaak gemaak. Ons het gesê ons gaan bid oor die grond. Ek en my vrou en nog van die manne wat saam met ons het vir omtrent 2 maande gebid. En die grond is 'n paar miljoen, is 4,5 hektaar wat oor die see uitkyk. Dis lagoons, dis willepere wat daar hardloop. Die laaste willepere kolonie wat hulle sê wat nog in Suid-Afrika bestaan, is daarso. So dit is 'n baie duur plek, maar ons het dit geïdentifiseer en ons het ernstig begin bid. En ons het vir die Here gesê, Vader, as dit U wil is, wil ons hierdie grond by U hê. En ons het die eienaar geskakel na 'n paar maande en ons het hom 'n baie lae bedrag geoffer. En weet jy, almal het vir my gesê, dit sal nooit vir so goedkoop verkoop nie. Maar die Here het 'n weg gemaak. Ons betaal vir daardie grond R450,000, wat absoluut nie is 'n erg dorp in daai geld betaal. So ons is nou besig om 'n kerk te bou daar. Ons fonds, ons maak maar fondse bymekaar en ons probeer die Here se naam groot maak daar. Maar ek wil vir julle vanmôre ietsie sê, terwyl 'n pastoor so gepraat het en gepreek het vanmôre oor ons land wat in shambles lê. Ek wil vir julle net sê, eintlik lewe Suid-Afrika in Kanaan. Jy weet, Europa se mense eet 1 of 2 keer, miskien 3 keer 'n maand vleis. Suid-Afrikaners eet elke dag vleis. Want ons het God se guns op ons. En as ons die Here begin loof en dankie sê vir daardie guns wat hy vir ons gegee het, sal hy vir jou nog meer en nog meer en nog meer guns gee. Maar jy weet, terwyl ek so hier vanmôre die agter staan en ek kyk so na die mense en almal is opgewonde om die Here te loof en om die Here te dien. En wat ons vanmôre gehoor het, is ons meer as ou Filippus. Is ons meer as 'n disipel. Wanneer laas het ek en u, of ek ten minste doen dit elke dag en ek glo pastoor doen dit elke dag. Wanneer laas het u gegaan as 'n sielewenner, hierdie kerk verlaat en in die straat geloop en vir die ander mense vertel van die blye nuus van Jesus? Jy weet, ons maak baie keer ons harte oop en ons bid en ons sê, Here, as dit U wil is, dit is die wil van die Here dat jy oorvloed moet hê. Dit is die wil van die Here dat ons genesing moet ontvang. Dit is die wille van die Here dat ons gedoop word in sy gees. Maar baie kere dan soek ons seëning op ander plekke. Is jou salwing 1 kaartjie werd? Is jou salwing 1 kaartjie se bedrog werd? Is jou salwing vanmôre so goedkoop? Is hierdie Christus wat ons aanbid so goedkoop? Nee. Hy het ons sy lewe gegee. Hy het ons sy alles gegee, sy bloed gegee. Hy het homself laat stikkend maak, sodat Kleinmond 'n ou stukkie grond kon kry. Sodat Kleinmond 'n plekkie kon kry waar ons 'n kerk kan bou vir die Vader. Ek sê baie dankie vir die geleentheid, pastoor, en mag dit 'n wonderlike jaar vorentoe vir elkeen wees en mag die seën van God swaar op Carletonville se gemeente rus. Mag elke gebed nie leeg terugkom nie. Ek glo in my hart, elke gebed sal ten volle beantwoord word. Elke liggaam wat in hierdie kerk aangeraak sal word, sal ten volle genesing ontvang. Want ek sê vir julle, ek wil 'n verklaring maak, die hel sal nie die kerk oorneem nie. Die hel het nie die kerk oorwin nie, maar Jesus Christus het die hel oorwin. Amen. Baie dankie.
Halleluja, as jy opgewonde saam met ons. Ek gaan vra dat pastoor Liebenag en sy vroukie voorkom staan. Ek gaan my kerkraad vra. Sy gaan hulle self Johan Griesel kom bid saam met ons vir hulle. Mag ek vra Suster Shemaine, Pastoor Stiaan, kom staan hier voor, my broers, my susters, kom stap nader. Susters raad, kom lê hand op ons suster en ons gaan vir hulle bid. Proevelie sal jy en salf. En ons gaan vir hulle bid, sal jy saam met my staan en die hande oor hulle uitsteek. Yes, amen, halleluja. Halleluja. Vader, daar is niemand miskien. En Here, ons salf die werkers vanmorgen. Dat die vlam wat in Kleinmond sal begin, die kaap aan die brand sal steek. Ek bid, Here, dat U in hulle kleinste behoefte groot sal voorsien. Terwyl ons hulle salf, Here, en hulle afsonder vir die dienswerk in Kleinmond. Here, dat die krag van God en die gestalte van Jesus Christus vanuit hulle lewe sal uitstraal, so vanuit hulle gemeente. Here, dat dit 'n absolute beweging van die Heilige Gees sal wees. Here, en ons wil hulle in hierdie dag terugstuur op hulle pad. Here, met die wete dat hulle dit met blydskap sal hanteer en met blydskap sal wandel. Here, dit is so dat die pad nie altyd afdrand gaan nie. Maar Here, dit is baie keer opdraande, maar Here het gesê, ek is saam met jou elke tree van die pad. En dan wil hulle sien in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En die heerlikheid van God op hulle sal rus, is my gebed in Jesus naam. En almal sê amen en amen. En die loof die Here met hande. Is die Here. Wat 'n voorreg. Sê vir die langs jou, so bid ek dit ook vir jou. Mag jy dit sien. Terwyl jy net so sit, gaan die orkes speel, die hofmeester sal op die wag vir die diens, die offergawe. Daarna vra ek nie net die sit, ek sal ook vir die aankondigings vir die week wat voor lê. Baie dankie.
all sing it together in the presence of Jehovah.